Dierbare koning, Vader, Here, Here, ek kom voor my koning en Here, ek wil graag vir hom kas na U opdra, Here, daar waar hy moet gaan, sy oogdiensdag. En Here, U weet, ek ken hierdie man al so lank, Here, ek ken hom meer as die helfte van my lewe, Here, ek ken hom al 27 jaar, Here. Yes. En Here, hy doen soveel vir U koninkryk, my God. En Here, ek vra dat U hom sal aanraak. En Vader, dat U genesing ook in mekaar se lewe bring, my God. Ek nooi die hele genesende gees volgend in mekaar se lewe. En Here, ek bid ook so vir ouma Pietro Jacobs. Dit moet gaan vir 'n gastrokoppie donderdag, Here. Yes. Ek bid ook, Here, en ek vra dat U haar sal aanraak, my God. En Vader, ons weet, Here, dat alles positief sal wees, Here. Positief. En net dan is se guns, my God. Yes, Lord. Ek bring ook so, Here, dis dienspunt voor die Here dat stage 4 kanker het, my God. En Here, ons weet dat wanneer U spreek, Here, genesing sal kom, my Vader. En Here, as dit U wil is, dan vra ek, Here, dat U haar ook net sal aanraak, my God. Yes. Ons weet, Here, dat volkome genesing lê net by U, Here. En Vader, maak nie saak hoe hartseer dit is nie, Here, ons sal berus by U besluit. My gebed volgend is, Here, dat U wil ook net in haar lewe sal geskied. Ek bid ook so volgend, Here, vir Jan Modee wat 'n motorfiets ongeluk gehad het, dat U hom ook sal aanraak, Here, en ek bid vir Zaideen, my God, daar waar hy nog steeds in die hospitaal is. U ken daai tuintjie, Here, U weet hoe seer hy het op hierdie stadium. Ja, Jesus. En Here, U weet ook dat elkeen van ons in hierdie gemeente baie lief is vir hom, Here. En ek kom ook vir my God en ek wil net weer eens my broer opdra na U. Daar waar die dokters vir hom gesê, hy is besig om blind te word. Ons spreek daar teen, my God. En Here, ek weet dat wanneer U sal intree, hy genees sal word. Dankie, my koning, dat jy elke persoon waarvoor ons bid vanoggend net sal aanraak, my koning. En my dierbare God, ons eer U, ons prys U, ons aanbid U. En Vader, ek kom vandag, Here, en ek bid vir hierdie diens. En my gebed is, Here, dat U my gedagtes sal vernuwe, my gedagtes sal salf vanoggend, my God. En Here, dat U U hand sal uitsteek, my lippe sal salf. Dat ek op U nie sal verdwyn, dat U tevoorskyn sal kom vanoggend, my Vader. En Here, dat U sal spreek vanoggend. Net dit, Here, wat gehoor moet word vanoggend, Here. En nie dit wat wil gehoor word. Vader, ek bid ook en ek vra dat U woord vanoggend 'n snelle gang sal gaan. Dat U elke hart en elke stoel sal besoek vanoggend, my Vader. En my dierbare koning, ek dank U daarvoor. Ek roep U aan vanoggend, my God. En Here, U sê in U woord, as ons U aanroep, sal U ons hoor, Here. En dit sal so wees. Daarom roep ons U aan vanoggend, my Vader. En ek eer U, ek prys U, ek aanbid U. U alleen is waardig. En U alleen, Here, is die almagtige, lewendige God. En Here, ek dank U daarvoor. Ek dank U ook so vanoggend, Here, vir U woord, en dat U woord ja en amen sal wees, my God. En Here, dankie vir dit wat U vandag vir ons elkeen gaan openbaar. My gebed is, Here, dat U die verrigting net sal seën en dat dit vir U soete offer met 'n aangaande en aangename reeks sal wees, Here. En Vader, seën ons en wees U geseën. Dis die gebed van my hart. Ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Amen. Kinders van die Here, ek weet nie wie van julle het vanoggend na pastoor se woord geluister op die boodskap hier nie. Toe hy gesê het, jy moet die regte gereedskap gebruik. Jy kan nie dit spyker inslaan met 'n saag nie. Het julle dit gehoor? Ek wil volgens julle sê, my tema van vandag is jou gereedskap in orde? Is jou gereedskap in orde? En dit is, ek het sommer toe ek die boodskap luister van pastoor vanoggend, sommer 'n smile op my gesig gekry. Net om vir julle te sê, hoe getrou die Heilige Gees van God is. Hoe getrou die Heilige Gees van God is. Dat wat hy ook al op pastoor se naam, wil net hierdie ding stop. Wat hy ook al
op pastoor se hart gelê het, dat hy min of meer dieselfde boodskap op my hart ook gelê het. En voor ek by die boodskap uitkom vanoggend, is daar iets wat die Here vanoggend so halfuur se kant op my hart gelê het. En ek wil dit graag vanoggend net vir iemand sê. En ek wil julle hierdie verhaal vertel. Toe my seun, hy's nou 31, toe hy matriek was, loop ek en my vrou by Gerrit Marits Hoërskool, en hy het die mooiste meisiekind gehad, wat saam met hom in matriek was, en sy het net so om die hoek van ons gebly. En hulle die by Gerrit Marits Hoërskool het hulle die Saterdag iets aan die gang. En ek en my vrou is daar by die veld, en ons loop so oor die veld, en terwyl ons so loop, kom die meisiekie en haar kerel oor die veld aangeloop. Sy kom en sy sê vir my, hallo oom, hallo tannie, en sy stel ons voor aan die seun, hy was omtrent daai tyd 25, so hy was nie meer op skool gewees nie. En die Here lê iets op my hart om vir haar te sê, en die maandagoggend, sy het altyd, my seun het toe met sy matriekjaar het hy alreeds 'n voertuig gehad, want hy het die 28ste Februarie, en ons het vir al ons kinders, die Here het ons geseën, dat ons vir al ons kinders, as hulle 18 geword het, en natuurlik bestuurslisensie gekry het, dat ons hulle kon vir elkeen 'n kar gekoop het. En ons het toe nou vir hom die voertuig gekoop, so dan die meisietjie sommer net om die hoek geloop, en daar waar ons kom sit, en ek het vir hulle koffie gemaak, voordat hulle skool toe is, en ek sê die oggend vir die meisietjie, ek sê vir haar, jong, ek wil graag iets met jou deel wat die Here op my hart gelê het. En sy sê vir my, ja oom. En ek sê vir haar, hierdie kerel van jou, hy slaan jou. Ja, maar hy kind bars uit in trane. En sy sê vir my, sy pa slaan sy ma. En ek sê vir haar, want sy was baie klein, maar die pragtigste kind, want sy is net so groot gewees. En ek sê vir haar, nooi, jy moet uit hierdie verhouding uitkom, want hierdie ou gaan jou baie seën. En die kind is toe al weg, en die volgende oggend kom sy leraar aan, en sy sê vir my, sy sal nooit weer daaroor hou nie. En ek vra vir haar, nooit weer waaroor hou nie, die feit dat hy jou slaan, of die feit dat ek dit vir jou gesê het, toe antwoord sy my. En die boodskap wat ek aan haar oorgedra het, was 'n waarskuwing van die Here af. En op daai stadium het ek net vroeg by die Here uitgekom. En ek was eintlik in groot moeilikheid gewees, want toe is my seun kwaad vir my. Hy is kwaad vir my oor dat ek die boodskap van die Here oorgedra het aan die kind. En vir baie jare het ek vir die Here gesê, dis iets wat ek nooit weer wil doen nie. Ek wil nooit weer vir iemand profeteer nie. Want 'n mens kom in die moeilikheid alweer. En daar is soveel valse profete vandag. En, ekskuus, hier het nou niks met my preek uit te waai nie, hoor. Ek vertel net vir julle, dat ek volgende moet gehoorsaam wees. En daar is soveel valse profete volgende, of in vandag se lewe wat, snaakse dinge vir mense sê, en dan, as hulle dit vir mense sê, dan kom het dalk nie waar in hulle lewe nie. En dan besef mense, hierdie mense is valse profete. So dit is baie moeilik om vandag vir my vir mense te sê, die Here sê vir my. So, ek sê dit net, ek voel in my hart, dat ek moet hierdie vir jou sê. En, die van julle wat die 5voudige bediening ken, sal weet dat die Here rig herders, profete en pastore en leraars en sulke goed op. En elke kerk vandag is eintlik veronderstel om dit alles te moet hê. In die 5voudige bediening, maar daar moet herders wees, daar moet leraars wees, wat mense kan leer. En as daar nie so iets is nie, dan rig die Here gewoonlik die pastore op, om alles te kan doen. Om mense te kan leer, en ek moet vandag vir julle sê, die Here het vir my en pastoor Johan regtig gebless daardeur, deur die woord, en om die woord oor te kan dra. En toe ek vir die Here sê, ek wil dit nie meer doen nie, het die Here dit vir my so 'n bietjie teruggehou, tot 'n hele paar jaar terug, het die Here dit weer vir my gegee, en ons was in hierdie gebou gewees, en almal weet, ons is toe nou na 'n ander kerk toe, of 'n ander gebou toe, en toe het ons weer teruggekom hiernatoe, en die Here het ons geseën om hierdie perseel toe te koop, en
toe kon ons daarom terugkom hiernatoe. Maar in hierdie gebou het ek ook vir 1 of 2 mense geprofeteer en baie goed wat ek geprofeteer het waar geword. En ek wil vanoggend, wil ek dit weer doen, en soos ek sê, die Here het vanoggend 3:30, en die Here het dit vir my op my hart gelê. En toe wil ek dit vir die persoon, ek was besig om dit vir die persoon te tip. En toe sê die Here vir my, nee, dis nie hoe dit werk. Jy weet. En almal weet in vandag se lewe dat as jy vir iemand 'n woord gee van boustig en bemoedig, dan bemoedig 'n mens eintlik die hele gemeente. En dit is waaroor dit gaan vanoggend. Ek wil elkeen van julle bemoedig vanoggend dat as jy iets kry van die Here af en jy weet dit is van die Here af, om vir iemand te gee, daai woord vir iemand te gee, en jy voel dalk jy is nie gereed daarvoor nie. Jy is altyd welkom om met my of pastoor Johan te praat daar buite en ons kan saam met jou bid en as die Here vir ons sê dit is so, dan is jy welkom om dit vir die persoon te gee. So ek wil vandag, wat ek net vanoggend vir 'n dame in die kerk 'n woord gee wat die Here vir my gegee het. En dit is baie moeilik. Jy weet ek is nie net vanoggend daar pastoor nie, ek is ook 'n werkgewer. So die hele week al sê sy vir my dat as ek by die huis uitgaan, dan ruik sy bloed aan haar hande. En volgende terwyl ek voorberei het, of deur die nag terwyl ek voorberei het, ek sê vir my vrou ek het volgende so 3:15 gaan slaap. En sê die Here vir my, die bloed, die lyn, wat jy aan jou hande ruik, is, onthou toe God vir ons gesterf het, toe die Here Jesus Christus vir ons gesterf het hy vir ons 'n nuwe verbond, 'n nuwe bloedverbond gegee. En omdat ons kinders van die Here is, het ons nie meer die bloed van die wêreld nie. So, die Here sluit, hierdie hele week al is die Here besig om 'n nuwe verbond vir jou te sluit. En 'n nuwe verhouding om jou wakker te maak met die Here. So, my gebed is dat jy daaroor moet gaan bid en vir die Here vra. Wat is dit wat hy regtig vir jou wil hê? Jy weet, so die Here Jesus se bloed het vir ons gevloei, sodat ons 'n nuwe verbond in hom kan hê. En wanneer ons bid ons en ons vra die Here dat sy bloed ons sal beskerm. So die Here sê ook vir my dat daai bloed is daar om jou te beskerm deur dit wat jy dalk mag deurgaan. So bid daaroor, en as jy voel dit is van die Here af, dan vra jy vir die Here om dit vir jou te openbaar. Okay? Prys die Here. Nou ja, kinders van die Here, soos ek sê, my tema volgende is jou gereedskap in orde? Is jou gereedskap in orde? En ek wil julle baie graag 'n storie vertel van 'n baie bekwame houtkapper en 'n baie fris ou wat hout moet kap, wat eintlik bome moet afkap. En hulle vat hierdie fris ou en hulle gee vir hom 'n byl. En die houtkapper sê nee, ek sal my eie byl bring, ek ken my gereedskap, so ek weet hoe my gereedskap werk. So, en hulle sê, merk ek gereed kap. So hulle 8 ure in 'n dag om bietjie bome te kap en hout te kap en sulke tipe dinge. Ja, en hierdie groot fris ou trek los, maar hy begin kap hoor. En dit is net bas en hout en alles wat spat. Maar die ou kapper kap ook, maar elke nou en dan stop hy. En dan maak hy sy byl skerp. En toe die 8 ure verby is, het die houtkapper, die fris ou, het toe 'n paar bome afgekap, maar die bekwame houtkapper het 'n hele paar afgekap. Dubbel die hoeveelheid wat hierdie fris ou afgekap het. En die ou vra vir hom, maar hoe kry jy dit reg? Hy sê, ek is vertroud met my gereedskap. En ek weet hoe om my gereedskap te gebruik. Nou dit is waar, almal van ons in hierdie gebou vandag is toegerus met 'n sekere tool in ons lewe, as ek dit nou maar so kan sê. 'n Sekere tool in ons lewe. En ek gaan nou 'n bietjie by daai tool uitkom. Maar ek meen, jy gaan nou nie kar was met 'n byl nie. Glad nie. As jy nou gaan kar was, gaan jy 'n bietjie water vat met seep en 'n sagte lappie,
Want as jy harde lap vat, dan krap by die verf, en jy gaan die regte goed gebruik om die venster skoon te maak, en daai tipe van goed. So die Here het vir ons wysheid en kennis gegee, om die regte gereedskap vir die regte werk te gebruik. So as jy 'n bouer is, weet jy presies hoe om jou sement te meng, en jy weet hoe om 'n troffel te vat, en daai goed. Ek kan redelik baie in my lewe doen, maar bou is nie een van hulle nie. So, my nooit vra om vir jou te bou. Jy gaan baie krop en skewe huise hê, hoor. So, maar dit hang af hoe jy na hom sal kyk. Maar ek kan vir jou sê, jy gaan dalk net mekaar uit ook val. Pastoor, ek sou dit sien hier, se kyk. Okay, ja, dankie Martha. Nou ja, almal van ons volgens ken die verhaal van Moses. En toe God hom geroep het om vir God 'n sekere taak te verrig. En almal van ons weet wat Moses se verskoning was. Ek kan nie praat nie. Ek stotter. Here, ek hakkel. Here, nee, ek kan nie voor mense praat nie. Ek hakkel te veel. Nou, ek kan nie vanoggend oor Moses se verskonings praat nie. Ek wil oor die een praat, die bekwaamheid een, wat hom toegerus het. En dit natuurlik is ons God. En ek wil volgens julle lees in Exodus. Die van julle wat Bybels het, kan saam met my oopmaak in Exodus 4. Wat kind van die Here, ek lees hierdie vanoggend vir julle, net om vir julle ietsie wakker te maak in elkeen van ons. Exodus 4, ek lees daar vir ons vanaf vers 1. Toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie, en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. So hierdie Here klaar met Moses gepraat en hom gesê, luister, ek gaan jou stuur na Farao toe, en ek wil hê jy moet met hom gaan praat, en ek wil hê jy moet vir hom hierdie volgende sê, en jy moet hierdie volgende doen. En ek wil vanoggend, julle moet my asseblief verskoon vanoggend, by Engels is so 'n bietjie hakkerig, want ek is maar 'n boerseun. So ek wil vanoggend graag vir julle in die Engelse Bybel ook lees, wat Moses vir hom gesê het, wat God vir hom gesê het. En ek wil so 'n paar versies in die Afrikaanse en Engelse Bybel lees vanoggend. En ek dink sommer toe ek die heel eerste keer baie jare terug by Rock Ministries ingeskakel het, by pastoor Des, dus ons daar Afrikaans en Engels gepreek het. So dit het jy in Engels gesê, moes jy in Afrikaans ook gesê. So die preek was dubbel so lank gewees as normaalweg. Maar die mense was maar geduldig gewees, en dit was maar die mense wat ons bedien het so. Ek wil volgende gou vir julle hierdie lees. Hy sê, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie, en na my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. 'n staf. En hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond, en dit het 'n slang geword, en Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit, en gryp dit aan die ster. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en die staf, en dit het weer 'n staf geword. Sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. So, wat sê die Here Jesus Christus, of wat sê hy hier vir Moses? Hy sê, wat het jy in jou hand? 'n staf. So ek gaan jou toerus. Ek gaan vir jou die regte tool gee, ek gaan vir jou die regte gereedskap gee vir die taak wat jy vir my moet doen. En God het dit gedoen. En ek wil gou vir julle net 'n versie lees in die Amplified Bible, vers 3, hy sê, then he said, throw it on the ground. So Moses threw it on the ground, and it became a living serpent, like the royal symbol on the crown of Pharaoh. Ek hoop ek spreek dit reg uit. En Moses ran vir hom nie. So, wat sê die woord van God vir ons hierso? Die slang, waarin die staf verander het, was dieselfde slang gewees as wat Farao op sy kroon gehad het.
En dit sou natuurlik 'n teken vir hulle gewees het, dat God waarlik vir Moses gestuur het. God waarlik vir Moses gestuur het. Nou die ding wat ons mee sit is hierdie kind van die Here, is dat ongeag wat Moses gedink het, hy kan nie praat nie, hy kan nie doen nie, hy kan niks nie, het die Here hom toegerus met die regte gereedskap om te doen, as ek nou maar kan sê, die job wat God wou gehad het, hy moes gedoen. Wat God wou gehad het, hy moes gedoen. So kind van die Here, almal van ons vandag hierso, het die regte gereedskap in ons, binne ons. Natuurlik die Heilige Gees. En die handboek, die handleiding van God. So wat doen God nou? Hy rus ons toe. Hy rus ons toe, hy los vir ons, na die hemelvaart, sê die Here Jesus Christus, hy sê, ek gaan na my Vader toe, maar ek gaan my Vader bid en hom vra, dat hy vir julle die trooster agterlaat. Ek wil dit ook vir julle lees, is in Johannes 14. Hy sê daar, ek sal my Vader bid, en hy sal vir julle die trooster laat, sodat julle nooit alleen hoef te wees nie. En hy sal julle nooit verlaat nie. Nooit hoef alleen te wees nie, en hy sal julle nooit verlaat nie. Nou, hier is die ding, kind van die Here, toe God die profete in die Ou Testament geroep het, Jeremia, Elisa, Elia, Jesaja, daai manne, het nie mense gaan besoek en vir hulle gesê, die Here het my geroep as 'n profeet nie. Nee. Hulle het nie dit gedoen nie. Hulle het gegaan, en hulle woord en hulle daad het veroorsaak dat die mense gesien het, wow, hierdie man moet 'n profeet wees. Maar kyk wat sy wonderwerke doen hy in die naam van die Here. So die profete het altyd gesê, luister na die stem van die Here. Luister na wat die woord van God vir jou sê. Laasweek het ek dit bietjie vir julle gesê, luister na die stem van die Here, lewe in die wil van die Here, maar luister na die stem van die Here. En vandag word ons almal toegerus met daai gawe. Want dit is 'n gawe om die stem van die Here te hoor. Dis waarlik 'n gawe om die stem van die Here te hoor. So daai manne het nooit na mense toe gegaan en gesê die Here het my geroep as profeet en dis hoekom ek hier is. Nee. Daai manne het gegaan, hulle het gedoen wat God van hulle verwag het en as hulle moes vertoef het hulle vertoef. Maar as hulle nie moes vertoef het nie, het God hulle gestuur na die volgende een toe. En ons almal weet, toe die Here Jesus Christus teruggegaan het, na sy geboorteland toe, sê die woord van God vir ons, hy kon daar nie veel wonderwerke gedoen het nie. En weer eens, die Engelse Bybel sê dit so mooi vir ons, die mense in die dorp het vir hom gesê, who do you think you are? You are just the son of a carpenter. And your sisters has been with us. So die woord van God sê vir ons, hy kon nie veel wonderwerke daar gedoen het nie, want hulle het hom afgejou. En dan sê die woord van die Here vir ons, toe daar wegloop, hy sê vir sy disippels, 'n profeet word nie in sy eie land geken nie. 'n Profeet word nie in sy eie land geken nie. En dis verskriklik hartseer, want as mense eintlik daarna kyk, dan is dit die manier wat hulle Jesus Christus gesien het. En dis die manier wat hulle hom hanteer het. En baie van ons vandag doen dit ook. Ons word toegerus met die Gees van God, maar ons sien nie die breë spektrum wat God ons eintlik mee toe wil wys. Ons het eintlik een doel op hierdie aarde as mens, en dit is om God te verheerlik. Dis ons doel op aarde, kind van die Here. Ons moet God elke dag verheerlik. Ons moet elke dag dankbaar wees vir dit wat God vir ons doen. En ons moet gebruik wat God ons mee toerus om te doen wat die regte ding is. Om te doen wat die regte ding is. Laasweek het ek vir julle gesê dat ons partykeer goeie nuus en partykeer nie sulke goeie nuus nie. Maar ek het vandag net vir julle baie goeie nuus. Regtig waar. As een manier om dit wat God jou mee toegerus het te aktiveer. En ek wil dit vir julle lees en gaan vir julle die resep gee vandag. Hoe jy die Gees van God
en jou kan aktiveer. En ons lees dit in Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord. God praat hierso. Hy sê, roep my aan en ek sal jou antwoord. En jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. So wat sê die Here hier vir ons? Hy sê, as jy 'n kind van God my aanroep, maak nie saak of jy benoud is, en of dit goed gaan met jou nie, maak nie saak nie. Die Here sê, ek gaan jou koop as jy my aanroep. Hy sê, ek gaan jou hoor as jy my aanroep. Vader, ek roep U aan vandag, my God, hierdie situasie dat ek in is. En ek vra U om my die uitweg te gee. Om my die uitweg te gee. Weet jy wat? Die Here sê, hy gaan dit wat verborge is, aan jou openbaar. En dit is wat hierdie ondeurgrondelike dinge beteken. Hy sê, as jy my aanroep, sal ek aan jou openbaar dit wat verborge is. En as ek nou die gawe van die Gees wil aktiveer in my lewe, sê die Here, ek staan op die woord, Here, ek roep U aan, soos U sê in Jeremia 33 vers 3. En ek vra U om hierdie Gees dat U my mee toevertrou het, te aktiveer in my lewe. En dat die gawes in my lewe kan uitsprei. Soos God sê, dan sal lewende water uit jou uitvloei, soos 'n rivier. En jy gaan dit net kan regkry, as jy die gawes van God aktiveer in jou lewe. En natuurlik, is daar een ding, wat elkeen van ons, in ons lewe wil hê. En dit is die gawes. Dit is die gawes. Almal van ons wil baie graag bid. Almal van ons wil die regte manier bid. En ek sê nou nie vanoggend daar's 'n regte of 'n verkeerde manier bid nie. Maar as jy bid vir iets, wil jy tog die regte manier bid. So ek kan nie vir die Here sê, Here, ek vra vanoggend vir U om vir my 'n fiets te voorsien nie. Ek moet sê, Here, ek soek asseblief 'n rooi fiets met swart bande en ek wil 'n tandem fiets hê dat my vrou kan voorsit dat sy kan trap en ek net agter sit en so jy moet spesifiseer. En dis hoe ek sê, jy moet op die regte manier bid. En onthou, as jy bid vir iets, moet jy dit kan behou en onderhou. Anders dan gaan God dit nie vir jou gee nie. So as God vir jou 'n fiets voorsien, gaan God dan ten minste vir jou die finansies gee, as jy 'n padwiel kry om daai lekker reg te maak. So as jy bid vir iets, onthou, jy moet bid vir iets wat jy kan behou en onderhou. Dit werk presies dieselfde met die Gees van God ook. Jy moet dit kan behou en onderhou. En jy moet die gawes kan behou en onderhou. En jy moet dit aktiveer in jou lewe. Anders sal jy dit nooit in jou lewe kan toepas nie. Jy sal dit nooit in jou lewe kan toepas nie. Nou, kind van die Here, die bekwaamste leermeester wat jy het in jou lewe, is die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus. Almal van julle het al daai fliek baie jare terug gesien van Karate Kid, die wax on, wax off ding, en paint on en paint af, en daai tipe van dinge. En daai ou wat hom geleer het, sy naam is Mr. Miyagi. Nou Mr. Miyagi het verskillende betekenisse in die Chinese of Japanese culture of wat ook al, maar een van hulle beteken die heilige leermeester. En dan is daar ander goed ook, soos the Holy Shrine en al daai goed te beteken, maar daar's een wat sê die heilige leermeester. So die Here Jesus Christus is vir ons eintlik 'n Mr. Miyagi, want hy is ons heilige leermeester. Hy leer ons om te doen wat hy van ons verwag. En hy gaan nie vir jou, daar's 'n spreekwoord wat sê, don't bring a knife to a gunfight. Almal ken daai spreekwoord. Moenie oorlog toe gaan en manne staan met AK's nie, hy staan met 'n mes, want jy gaan tweede kom. Maar die Here Jesus Christus die koop jou met sy Gees van God, sodat wanneer jy gaan om die geestelike oorlogvoering te doen, sodat hy jou kan reg-koop daarmee. Maar jy, kind van God, het die verantwoordelikheid om dit toe te laat in jou lewe en dit te aktiveer. Ek wil graag vir julle lees Handelinge 5. Lees ek vir julle en wat die Here Jesus Christus daar sê
van wat eintlik veronderstel is, om saam met ons te loop. Wat veronderstel is om saam met ons te loop. Hy sê, en deur die hande van die apostels, ekskuus, Handelinge 5 vers 12, hy sê, en deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. Baie wonders en tekens het saam met die apostels geloop, want die Here Jesus Christus het hulle toegerus. Niks veel meer as wat hy jou vandag toerus nie. Hy het hulle die Gees van God gegee, hy het hulle die Heilige Gees van God gegee, soos wat hy dit vir jou gegee. En hy het vir hulle gesê, gaan en doen, ek sal jou leer, ek sal jou wys. So hy het jou met niks beter uit, hulle met niks beter toegerus, as wat hy ons toegerus het nie. En wonders en tekens het hulle gevolg. Hoekom volg wonders en tekens ons nie? Net 'n rhetorical question. Hoekom volg dit ons nie? Want ons is vandag te bang. Ons is vandag te bang om te gaan om vir mense te bid vir genesing. Ons is te bang om hospitale te besoek. Ons is bang die dokters as jy bid, Here genees hierdie hospitaal. Maar jaag die dokters jou weg want al die pasiënte gaan opstaan en loop. Wie gaan dan hulle onderhou? Wie van julle het al okkie vir u? Dis okkie vir u. Sy getuienis gehoor. Dat hy 'n ongeluk was, dan staan die stoet daarso. Dan bid hy vir die dooie man, dan staan die man op. Ja. Jy moet 'n bietjie langer se getuienis gaan luister op YouTube. Ek het al 2 keer daarna, ek was my vriend het ek vir hulle gesê dat ook 'n pastoor is in Lyon. Hy het my genooi na hulle kerk toe. Ons het een oggend so manne dan gehad. En toe het hy een keer 'n jeugding gehad dat ek die jeugsin toe gevat het. En ek wil julle baie interessante storie vertel. Toe ons die jeug daar gehad het, praat hy en hy vra vir die ouens, wie was in die tronk? Is ek al heel agter en wil my hand nie regtig opsteek nie, maar ek maak van so, want hy was ook daar. Hy sê, nee my broer, jy moet kom dat ek vir jou bid. En toe ek vorentoe gaan dat hy vir my bid, sê hy vir my 'n baie interessante ding nou. My Boeta Leon het hier langs my gestaan, want dit is sy gemeente, hy was daar betrokke gewees, en hy staan by my, en omdat hy toe nou die herde van my gemeente is, vra ek vir my, asseblief jy moet hier by my staan, jy weet. Dan staan Leon by my, en hy okkie bid vir my, maar hy bring sy salwingsolie, ek sê, ek hoop jy het genoeg olie om my te salf. Hy sê nie, hy kan my vol, so as hy nodig het, sal hy my baie salf. Maar hy bid vir my, en hy sê, toe die Here hom geroep het vir sy bediening, en die Here vir hom gesê, hy gaan 9 manne oprig, met 'n spesifieke hart. En dan staan ek hierdie en kyk, ook jy is 'n bietjie groter as ek, en is 'n groot man. Dan staan ek om en kyk, en terwyl hy vir my bid, bly hy stil, en hy sê, die Here het vir hom gesê, toe die Here hom geroep het, hy gaan 9 manne oprig met 'n spesifieke hart. En hy sê vir my, jy is een van daai manne. Die Here het 'n spesifieke hart in jou ingesit. En dit was vir my waal gewees, jy weet, want as ek na hierdie ou geluister het, en die heel eerste keer toe ons by sy bediening was daar ou gewees wat vir 'n jaar lank die matriekkinders het by die skool het hom aangerand en hy kon nie loop nie. En daai dag het hy opgestaan, hy stitte gedra en alles, en baie swaar geloop, en die dag toe ons daar was, bid okkie vir hom, en die Here raak hy so aan, dat hy rondhardloop daar, asof hy nog nooit in sy lewe pyn gehad het. Jy weet, en hy sou daar staan, en jy kyk na hierdie dinge, en dan dink jy, Here, as iets kort in mense vandag, dat hy gebruik nie die Gees van God, om te aktiveer, dat God vir hulle wil hê. Jy moet 'n bietjie jou se dinge is gaan kyk, maar dit was my awesome gewees die dag toe hy vir my bid, en hy sê vir my, Here sê, hy het dieselfde hart in my geplaas, as wat hy in jou geplaas het. Nou dit is iets baie spesiaal, dat hy so iets kan hoor, en dat iemand soos hy, oor my lewe ook kan profeteer. Dit is baie spesiaal. O kind van die Here, ek wil volgende met hierdie afsluit, en ek wil vir julle vertel,
dat eendragtigheid in die geloof seën die Here verskriklik. Wat ek nou vir julle gelees het in Handelinge 5 vers 21, 5 vers 12, sê die Here, hy sê, en deur die hande van die apostels, het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig. Almal eendragtig. En hulle het saam in die pilaargang van Salomo gegaan. As jy die Engelse Bybel lees, dan beteken dit, daar was 'n spesiale, dit was natuurlik die kerk wat Salomo opgerig het, omdat Dawid bloed op sy hande gehad het, het God vir hom gesê, jy kan die materiaal van die kerk bymekaar maak, maar jy sal nooit die geleentheid kry om die kerk te bou nie. Maar in Salomo jou seun sal dit doen. So Dawid het al die materiaal vir Salomo bymekaar gemaak en ken julle die verhaal? Baie interessant, jy moet 'n bietjie gaan lees. Dawid het al die materiaal bymekaar gemaak en Salomo het die kerk gebou. So die pilaargang van Salomo was soos 'n stoep wat hulle toegemaak het. En dan het al die priesters en so daar bymekaar gekom en die apostels was daar gewees. Maar wat ek eintlik vir julle probeer sê is dat almal was eendragtig gewees. Daar was eenheid gewees. En God seën daardeur. God seën eenheid. God seën eenheid in die huwelik. God seën eenheid in geloof. God seën eenheid by die werksplekke. So as jy in eenheid staan, sal God jou seën. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wie teen jou spreek of niks nie. Tog, hierdie week het ek baie aanvalle gekry in ons besigheid. Baie aanvalle. Julle kan nie glo, julle sal nie glo wat ek julle vertel vandag nie, want dis dalk iets vir 'n volgende keer. Maar ek wil baie graag afsluit met hierdie volgende, en ek wil vir julle lees uit Lukas, en ek wil dit weer in die Engelse Bybel lees. Ek gaan vir julle lees Lukas 10, vanaf vers 18 tot 20. Hy sê, he said to them, en dit is Jesus Christus wat hier so praat. I've watched Satan fall from heaven like a flash of lightning. Listen carefully. I have given you authority that you now possess. To tread on serpents and scorpions, and the ability to exercise authority over all the power of the enemy. Wat natuurlik Satan is. And nothing will in any way harm you. Nevertheless, do not rejoice at this, that the spirits are subjected to you, but rejoice that the names, that your names are recorded in heaven. That your names are recorded in heaven. So, ons kan roem. Ons kan roem, want die Here Jesus Christus het vir ons die Gees van God gegee, die Heilige Gees van God gegee. En ek lees nou daar vir julle, wat Jesus daar vir die disippels sê. Hulle het teruggekom na Jesus toe en gesê, dankie vir die autoriteit wat U my gegee het. Want U het ons die autoriteit gegee, om demone aan te spreek, en dat ons demone kan uitdryf, en mense kan gesond maak en so. En die Here sê, moenie roem daaroor nie. Die enigste ding wat jy oor moet roem, is die feit dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. Dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. So, as God jou vandag die equipment gee, om die regte ding te doen, vir die job, as ek dit so kan sê, wat God jou wil hê, wat jy moet doen. En ek sê altyd, 'n baie wyse man sê, doen wat jy moet doen, en God sal doen wat hy beloof het om te doen. So, moenie roem nie. Jy het niks om oor te roem nie, want dit behoort nie aan jou nie. Dit behoort regtig nie aan jou nie. Maar doen met die gereedskap dat God vir jou gee om te doen. Amen. Amen. Ons sluit die oor aan tot so. Dierbare Koning, Vader, die Here, ek kom net volgens my God, en ek dank U en ek maak U naam groot, my Koning. Dankie my dierbare Vader, Here, dat ek vanoggend, my Koning, net weer eens kan gebruik word, Here, as 'n pilaar om U woord uit te dra, my God. Vader, ek kom ook vanoggend en ek dank U vir elke persoon. My gebed is, Here, dat U ons die regte equipment sal gee, Here, vir die werk wat U wil hê ons moet doen, my Koning. En ons weet en ons besef, my God, dat dit alreeds binne ons is.
En Here, my gebed is net, soos U sê in U woord, in Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal julle hoor. Daarom roep ek U aan, Here, en ek vra, aktiveer, Here, die Gees van God, vandag in elkeen van ons se lewe. En my dierbare God, ek dank U daarvoor. Vader, ek dank U dat U elkeen van ons net ryklik aangeraak het. En Here, seën ons, en wees U geseën. Dis die gebed van my hart. En ek prys U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Amen.